So, welkom. Vandag het ons iets fascinerends. Ons gaan kyk na 'n oeroue profesie, een wat in 'n koning se droom weggesteek was. En wat dit so interessant maak, is hoe mense dit vandag lees, wat twee heeltemal verskillende prentjies van die toekoms vir ons skets. So dink 'n bietjie hieroor na. Kan een enkele droom, 'n droom van 2.500 jaar gelede, regtig die toekoms van ons wêreld voorspel? Dis 'n groot vraag, nê? En dis presies waar ons vandag gaan ingrawe. Ons gaan diep in die boek Daniël krap om 'n antieke raaisel te probeer ontrafel, een wat vandag nog mense aan die praat het. Nou net om duidelik te wees, ons gaan hierdie hele storie aanpak deur 'n spesifieke lens. Ons kyk na een bepaalde teologiese interpretasie wat deur ons bronmateriaal voorgehou word. So ja, dis een spesifieke manier om na die profesie te kyk en dis die een wat ons vandag gaan uitpak. Goed, so waar begin alles? Dit begin met hierdie ongelooflike magtige koning Nebukadnesar van Babylon. Een nag het hy 'n droom wat hom diep ontstel. Die probleem is, toe hy wakker word, kan hy dit glad nie onthou nie. En dis hier waar die profeet Daniël op die toneel verskyn. Sy taak, nie net om te sê wat die droom was nie, maar ook wat dit alles beteken. En Daniël, hy slaag daarin. Hy vertel die koning presies wat hy gedroom het. 'n Reuse, indrukkende, amper skrikwekkende standbeeld. En die detail is wat saak maak. Sy kop, suiwer goud. Sy bors en arms, silwer. Sy maag en heupe van brons en sy bene van yster. Nou hierdie is nie sommer net 'n klop metale nie. Nee. Elkeen, soos ons nou gaan sien, simboliseer 'n magtige wêreldryk wat sou opstaan. OK, so kom ons breek hierdie standbeeld nou stuk vir stuk af. Wat interessant is dat oor die eerste 4 dele van die beeld stem die meeste kenners en teoloë eintlik saam. Hulle sien dit as 'n ongelooflik akkurate voorspelling van 4 groot historiese ryke wat mekaar sou opvolg. Kyk gou hier, dit begin met daai kop van goud. Dit is Babylon, Nebukadnesar se eie koninkryk. Na hom kom die bors van silwer, dit is die Medo-Persiese ryk. Dan die buik van brons, wat die Griekse ryk onder Alexander die Grote voorstel. En laastens, daar die bene van yster, wel, dit is die almagtige Romeinse ryk. Soos ek gesê het, tot op hierdie punt is byna almal op dieselfde bladsy. Maar, en hier is waar dinge regtig interessant raak. Nou kom ons by die voete. En die voete is anders. Dis 'n vreemde swak mengsel van yster en klei. En dis nie al nie. Daar is ook 'n geheimsinnige klip wat uit die niet verskyn, nie deur mensehande losgemaak nie. En hierdie klip slaan die beeld op sy voete en vernietig die hele ding. Hier begin die groot debat. So jy het hierdie 2 sleutelraaisels. Wat op aarde verteenwoordig daardie voete van yster en klei? En wat is hierdie geheimsinnige klip wat alles vernietig? Jou antwoord op hierdie 2 vrae bepaal alles. Dit skep 2 heeltemal verskillende roetes vir die toekoms, 2 heeltemal verskillende eindes vir die storie. En dis presies hier waar die paaie uitmekaar gaan. En hierdie tweesprong lei ons na 2 groot denkrigtings in wat genoem word Christelike eskatologie. Dis basies die studie van die eindtyd. Dit is ongelooflik hoe een profesie so 'n groot skeiding kan veroorsaak. Kom ons breek hierdie 2 sienings 'n bietjie af. Kyk na hierdie vergelyking. Aan die een kant het jy interpretasie 1, wat ons amillennialisme noem. Hulle sê die voete van yster en klei, dis maar net die Romeinse ryk wat later verdeeld geraak het. En die klip, wel, dit was Jesus se eerste koms, sy bediening wat die kerkera begin het. So, die groot berg is die geestelike koninkryk van die kerk wat nou aan die gang is. Maar, dan kry jy interpretasie 2, premillennialisme, en dis die siening van ons bronmateriaal. Hulle sê, wag 'n bietjie, daai voete is 'n toekomstige 10-nasie-ryk wat nog moet kom, gelei deur die anti-kris. Die klip, dis Jesus se tweede koms, sy wederkoms, en die berg, dis 'n letterlike, fisiese 1000 jaar koninkryk hier op aarde wat in die toekoms gaan gebeur. Sien jy die verskil? Dis dag en nag. So, kom ons stop net gou vir 'n oomblik op daai woord. Premillennialisme. Dit klink ingewikkeld, maar is eintlik eenvoudig. Pre beteken voor. Millennium beteken 1000 jaar. So die hele idee, en dis die kern van die bronse argument, is dat Christus se wederkoms sal plaasvind voor daardie letterlike 1000-jarige heerskappy op aarde begin. En hier is die sleutel. Volgens hierdie siening is hierdie droom nie net 'n stukkie interessante teologie of 'n historiese kuriositeit nie. Nee, dit is 'n letterlike padkaart, 'n tydlyn met 'n spesifieke volgorde van gebeure vir hoe die eindtyd gaan uitspeel. En hoe lyk daardie padkaart? Wel, dit begin so. Eerstens, 'n nuwe magsblok van 10 nasies staan op, met 'n charismatiese leier wat die bron die dier noem.
Dan stap 2. Hierdie leiers sluit 'n 7 jaar vredesverdrag en dis die oomblik wat die profetiese horlosie begin tik. Maar halfpad deur, na 3,5 jaar, breek hy daai verdrag. En dis wanneer die groot verdrukking begin, 'n tydperk van ongelooflike vervolging. Dit alles bou op na die groot klimaks. Stap 4 is Christus se terugkeer as daardie klip wat ons van gepraat het, wat hierdie finale ryk vernietig. En laastens stap 5, die berg word gevestig, 'n letterlike 1000 jaar van vrede en heerskappy van Christus hier op aarde. En daai tydperk, die groot verdrukking, word nie sommer net vaagweg beskryf nie. Die bron is baie duidelik hieroor. Hulle wys op 'n spesifieke getal, 1260 dae. Dis presies 3,5 jaar. Dit wys jou net hoe gedetailleerd en spesifiek hierdie interpretasie van die eindtyd padkaart glo dit is. Maar die legkaart is nog nie voltooi nie. Dit stop nie by Daniël nie. Die bron wat ons ondersoek, maak 'n baie interessante koppeling met die laaste boek van die Bybel, Openbaring. Hulle sien hierdie twee boeke as twee kante van dieselfde munt. Dink daaraan so. Daniël wat vir Israel geskryf is, beskryf die opkoms van hierdie finale wêreldheerser, terwyl Openbaring, wat meer vir die kerk bedoel is, sy uiteindelike heerskappy en die gevolge daarvan beskryf. Twee verskillende perspektiewe, maar hulle wys albei na presies dieselfde finale gebeur. So, waar laat dit ons? Wat is die eintlike wegneempunt hier? Wel, volgens die bron se siening is die verstaan van Daniël hoofstuk 2 nie net 'n akademiese oefening of 'n geskiedenisles nie. Dis veel meer as dit. Dis die sleutel om 'n baie spesifieke en gedetailleerde visie van die toekoms te ontsluit. Dit word 'n lens waardeur hulle huidige wêreldgebeure interpreteer. En dit los ons met hierdie laaste vraag om oor te dink. Hoe vorm ons visie van die toekoms die manier waarop ons die verlede lees? Want op die ou end, of jy nou met die een of die ander interpretasie saamstem, wys hierdie 2.500 jaar oue droom ons iets kragtigs. Ons geloof oor waarheen ons op pad is, het 'n geweldige impak op hoe ons die storie tot nou toe verstaan.